So, vandag duik ons diep in 'n stukkie mediese tegnologie wat letterlik 'n lewenslyn is. Ons praat van die getonnelde hemodialyse kateter, 'n absolute noodsaaklikheid vir pasiënte wie se niere ingegee het. En om jou dadelike idee te gee van hoe belangrik hierdie ding is, kyk hierna. In die FSA alleen begin meer as 80% van pasiënte wat hemodialyse nodig het, hul behandeling met een van hierdie kateters. Dis 'n enorme syfer. Goed, so wat is hierdie toestand nou eintlik? En hoekom is dit so bitter belangrik? Kom ons kyk 'n bietjie van nader. Jy kry basies twee hoofsoorte dialyse kateters. Daar's die akute een, wat meestal net vir kort termyn in die hospitaal gebruik word. Maar die een waarop ons vandag fokus, dis die groot kanon, die chroniese, oftewel die getonnelde kateter. Nou, die ware towerkrag van 'n getonneler kateter lê in hierdie klein deeltjie wat 'n subkutane manchet genoem word. Dis briljant. Die liggaam se eie weefsel groei daarin vas, wat die kateter stewig anker en, nog belangriker, 'n versperring skep om infeksies te help uitblok. Meeste van die tyd is sy hoofdoel om as 'n brug te dien. Jy weet, dit gee onmiddellike lewensreddende toegang tot dialyse, terwyl die pasiënt wag vir 'n meer permanente oplossing soos 'n fistula om te ontwikkel. Die ding is net, soms word daai tydelike brug die permanente pad. Nou vir die werklik interessante deel, die slim ingenieurswese agter die skerms. Hoe presies is hierdie ding ontwerp om so doeltreffend te wees? Wel, die hele ontwerp draai om een enkele, kritiese doel. Kry soveel bloed as moontlik, so vinnig as moontlik, skoongemaak. Ons praat van 300 tot 350 ml elke liewe minuut. Dis 'n ongelooflike tempo. Maar terselfdertyd moet dit 'n groot probleem genaamd hersirkulasie keer. Dink daaraan soos 'n loodgieterstelsel, waar die skoon water wat pas gesuiwer is, dadelik weer terug in die drein gaan, voordat dit eers die huis kon bereik. Dis 'n totale vermorsing van tyd en moeite en maak die dialyse baie minder effektief. Om hierdie fyn balans tussen hoë vloei en lae hersirkulasie te kry, het ingenieurs met 'n hele rits verskillende ontwerpe vir die punt van die kateter voorhande gekom. Elkeen het 'n effens ander manier om seker te maak die vuil bloed wat uitgaan en die skoon bloed wat ingaan, meng nie met mekaar nie. Maar hier is die kinkel in die kabel. Ten spyte van al hierdie slim, verskillende ontwerpe, wat het uitgebreide navorsing gevind? Wel, dit blyk dat nie een van hulle eintlik bewysbaar beter as die ander is nie. Nogal interessant, né? Nee? Goed, so, ons weet hoe dit werk. Maar hoe kom dit in die eerste plek binne in die liggaam? Kom ons kyk vinnig na die plasingsprosedure. Die ideale plek, die sweet spot, as jy wil, is die regter interne juguleêre aar in die nek. En die rede is eenvoudig. Dis die mees direkte, reguit pad na die hart toe. Minder skerp draai beteken minder kans vir knikke en probleme later. En dis nie sommer net 'n kwessie van insteek nie, hoor. Dis 'n fyn, presiese proses in 4 stappe. Alles word onder beeldingleiding gedoen om seker te maak elke liewe ding is presies op die regte plek, van die aarkry tot die tonnel onder die vel maak. Soos met enige mediese prosedure, is daar risiko's. Al is dit 'n lewenslyn, is die pad nie altyd sonder sy hobbels nie. Wat kan als moontlik skeefloop? Jy kan die risiko's basies in 2 groepe verdeel. Daar's die onmiddellike goed wat tydens die plasing self kan gebeur, en dan is daar die langtermyn kwessies wat oor weke, maande of selfs jare kan kop uitsteek. Die onmiddellike risiko's is, dankie tog, redelik skaars met vandag se tegnieke, maar dit kan ernstig wees. Ons praat van dinge soos 'n long wat platval of bloeding in die borskas in. Verreweg die grootste langtermyn kopseer is iets wat okklusie genoem word. Wat hier gebeur is dat die liggaam 'n soort biologiese film, 'n fibrinskeure, oor die punt van die kateter groei. En dit prop die hele ding op en keer dat die bloed lekker vloei. Nog 'n groot een is sentrale veneuse stenose. Hier is dit die aar self wat geïrriteerd raak deur die kateter en dan begin vernou. En as daai aar vernou, kan dit erge swelling in die arm, nek of selfs die gesig veroorsaak. En dan natuurlik die een waarvoor almal bang is, infeksie. Dit is 'n konstante gevaar. Dit kan 'n klein infeksie wees waar die kateter uitkom, of dit kan regtig lewensgevaarlik raak as bakterieë in die bloedstroom beland. Goed, so met al hierdie potensiële probleme, wat is die plan van aksie? Hoe maak mediese spanne seker hierdie kritiese lewenslyn bly oop en funksioneel?
As 'n kateter verstop, is daar 'n paar planne. Hulle kan klontbrekende medikasie inspuit of selfs met 'n spesiale instrument ingaan en daai fibrienskede fisies wegskraap. En as alles anders faal, ruil hulle hom eenvoudig om vir 'n nuwe een. Vir daai vernoude aar is die hoofbehandeling 'n angioplastie. Hulle gaan basies in met 'n klein ballonnetjie en rek die aar weer oop. Die ding is net, dit is dikwels nie 'n eenmalige oplossing nie en moet soms herhaal word. En infeksie? Wel, dit illustreer net hoe ernstig dit is. Behandeling vergou kombinasie van kragtige antibiotika en in baie gevalle is daar geen ander keuse nie. Die besmette kateter moet dadelik verwyder word om die infeksie heeltemal uit te wis. En dit alles bring ons by 'n laaste, nogal prikkelende gedagte. Vir so baie mense begin hierdie getonnelde kateter as 'n tydelike brug, maar vir 'n groeiende aantal word daardie brug die permanente werklikheid, die eindbestemming. En dit beklemtoon net hoe groot die voortdurende uitdaging van goeie, volhoubare vaskulêre toegang in dialysesorg steeds is.